Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het vir elke mens, bykans 2000 jaar terug. Dit is vir my baie belangrik as ons gaan kyk na die boodskap van geregtigheid, die vryspraak, wat ons elke week bedien hier op TV. Is baie belangrik dat 'n mens na daardie boodskap gaan kyk, dat dit is glad nie iets waarin enige mens kan roem nie. Ek meen, die skrif is baie duidelik, hy sê dat geen mens mag roem nie, want dit gaan nie oor jouself nie. Ek dink een van die sleutelskriffies is Galasiërs 2 vers 20, wat sê, ek leef nie meer nie, ek is saam met Christus gekruisig, maar Christus is nou my lewe. So wanneer ons kyk na daardie evangelie, dan klink dit asof 'n mens iets niets het, maar ek het nou baie na die skrifte gaan kyk, en ek kan nie regtig iets anders te sien, of behalwe hierdie werklikhede van Jesus Christus nie. En ek het nou na iemand geluister, en toe daardie persoon gesê, dat hulle gaan God op sy woord vat. Dit is so amper 'n nuwejaarsvoorneme, om God hierdie jaar op sy woord te vat, to take God at his word. En ek het toe gaan kyk daarna, want dit is regtig vir my een van die goed, wat vir my baie belangrik is, dat ek wil nie arrogant teenoor God staan nie. Weet jy, selfs in my tyd, toe ek baie vrae gehad het, en toe ek in die duisternis was, het ek op 'n stadium gekom en gesê, Here, waarom moet ek aangaan met hierdie onwerklikhede? Hoe lank moet ek nog aangaan? Hoe lank moet ek nou soos 'n slaansak wees in die lewe? Hoekom vat U my nie? En ek het nooit arrogant geraak teenoor God nie, maar ek het gesê, Here, maar as daar 'n werklikheid is, wys dit vir my. En toe ek daar half aan die einde van myself is, toe kom ek in die Here maak hierdie werklikhede van die skrif. Eintlik wil ek dit ook bysê, dat ek het baie dinge gedoen, en ek was baie betrokke by situasies, en al hierdie goed, maar ek het nooit die Bybel gelees nie. So toe begin ek die Bybel lees, en die Here wys my hierdie werklikheid van die vryspraak, die geregtigheid. God se geregtigheid weet hy weer vir die mens gegee het. En van daar af is dit vir my so belangrik, dat ek besef dit gaan glad nie oor my nie. Maar daar is so 'n werklikheid, vir jare lank het ek probeer verander, en ek kon nie verander nie. En ek het probeer om dinge reg te maak in my lewe, en ek kon nie. Maar totdat ek op 'n punt gekom het en gesê het, Here, nou is ek klaar met alles. Ek is klaar met dagstukkies en al hierdie goed. Nie dat dit nie goed is nie, dat baie mense lees dagstukkies, maar vir myself het ek gesê, en ek het die Bybel op die tafel gesit en gesê, Here, van vandag af staan ek saam met U, of ek val saam met U. En dit is waar my werklikheid is. Maar toe ek nou hierdie werklikheid hoor, daardie gesegde toe, take God at his word, toe gaan ek bietjie op die internet en ek gaan kyk. Ek doen dit nie graag nie, en ek beveel dit ook nie aan nie, want dit is so wyd, en jy kan baie maklik mislei word. Maar toe kry ek hierdie verklaring daarvan, of rondom dit. Hy sê, dit beteken om God te glo, wat God gesê het, om hom te vertrou en te handel volgens sy beloftes en waarhede, selfs wanneer jou omstandighede anders lyk. En hierdie is vir my so belangrik, want ons kyk altyd, en dan sê die skrif telke male vir ons, 2 Korintiërs 5 vers 7, hy sê, ons wandel in die gees, en nie deur die aanskouing nie. Ons gaan nie volgens die sienlike nie. En ons wil so graag God meet aan hoe die wêreld gaan. Here, kyk hoe lyk die wêreld. Waar is U? Wat doen U? Gee nie om nie. En dit is so belangrik om te sien, dat selfs wanneer jou omstandighede anders lyk, dit is om sy woord as die uiteindelste waarheid te aanvaar, en daarop te bou, in plaas van op jou eie gevoelens of probleme. Dit is om sy beloftes te glo, en te verwag dat hy dit sal nakom, om te verwag dat hy dit sal nakom, soos om te glo in genesing, voorsiening, ensovoorts. Mense, dit is so belangrik, en dan sien ons dat die skrif, as jy na die skrif gaan kyk, ek kon net sowel die skrif gevat het, hy sê 1 Johannes 5 vers 9, hy sê, hoe is dit dat julle die getuienis van mense glo, maar julle glo nie wat God sê nie.
En dit is vir my daardie een baie groot werklikheid, is om God te vat op sy woord. En dit is so belangrik dat as ons gaan kyk, dat daar het 'n probleem in Genesis ontstaan in die Ou Testament, en dit was die sondeval gewees. En God het gekom in Genesis 3 vers 15 en vir die vrou gesê, vrou, jou saad sal sy kop vermorsel. Met ander woorde, nie die man nie, nie die saad van die man nie, maar die saad wat uit die vrou het voortgebring gaan word. En dit is vir my so belangrik as ons daardeur gaan kyk, want God is gees. Die mens het geestelik geval. En dit is die onwerklikheid wat plaasgevind het, want ons sal sien, die mens was gees, siel, liggaam, en in Genesis 4 het die mens nog kinders gehad. Met ander woorde, toe God gesê het, as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe, toe die mens geestelik gesterwe. Nou sien ons dat in Christus, om God by sy woord te vat, dat hy iets gedoen het, nie iets gaan doen nie. God het klaar gedoen en hy sal sorg dat al daardie werklikhede in vervulling kom in jou lewe. Nou, baie belangrik, dan sien ons dat God het gegaan en na die kruisiging van Jesus en die opstanding van Jesus, het God weer sy gees in ons harte uitgestort. Want God is gees. Johannes 4 vers 24, dan wanneer hulle oor die natuurlike goed, wanneer die vrou by die put met Jesus praat oor die natuurlike goed, watter put is die beste, watter berg aanbid ons, sê Jesus vir haar, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Dit is voor die kruisiging gewees. En God kom met die kruisiging, kom hy en hy stort sy gees weer in elke mens se hart uit. Romeine 1 vers 18 en 19 sê dat niemand sal 'n verontskuldiging hê nie, want hierdie werklikhede het God self aan die mens geopenbaar, want hy het dit in die mens se hart geopenbaar. So dit is, en as jy wil kyk, hoekom lyk die wêreld so, hy sê, maar daar's mense wat in ongeregtigheid, want God het nou weer sy geregtigheid vir die mens gegee, maar daar's mense wat in ongeregtigheid daardie waarheid onderdruk. Dis Jesus. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, wat nou daardie waarheid onderdruk. So dit is hoekom die wêreld so lyk. So moenie gaan kyk na die wêreld en God daaraan probeer meet nie. En dan sien ons dat hy het dan gekom en sy gees uitgestort, en dan kom 1 Korintiërs 2 vers 12 byvoorbeeld, dan sê hy, daarom het God ons nie die gees van die wêreld gegee nie, maar God het vir ons sy gees gegee. Hoekom? Dan sê hy, sodat ons kan weet, nie dink of raai nie, kan weet wat hy ons uit genade geskenk het. En dan kom hy byvoorbeeld net daarna, die volgende hoofstuk, 1 Korintiërs 3 vers 16, dan sê hy, weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel van God is, en dat die gees van God nou in jou woon nie? Die gees van God woon nou in jou. Mense, ons probeer kyk dat ons dink God gaan nog iets doen. God het 'n afgehandelde werk in Jesus Christus gedoen. Hoor hoe klink die 17de vers, wat baie min mense aanhaal. Hy sê, hy wat die tempel van God skend, God sal hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Nou, is ons heilig of is ons nie heilig nie? Daar's telke male wat dit sê. So dis nie iets wat jy probeer streef na nie, want jy het mos nou die lewe van Christus. Dis wat jy aanvaar het. Die ou lewe is afgelê, jy het Jesus aangeneem as jou lewe, dan's hy jou lewe en hy's heilig. Dan is jy ook heilig, en dis wat die skrif sê. Jy hoef nie verder te gaan soek nie, jy hoef nie op die internet of wat ook al te gaan soek nie, jy kan gaan kyk, die skrif sê vir ons daai werklikhede, en dan kom hy verder, byvoorbeeld 1 Korintiërs 6 vers 17, dan sê hy wat God aanbid of aanhang, is nou een gees met hom. Mense, wat 'n voorreg is dit? Dit wat die mense in die Ou Testament, die beste van bestes, na gestreef het, maar dit nie kon bereik het nie. En dan sê Jesus self, hy sê Johannes die Doper is die grootste van die wat uit vroue gebore is. Met ander woorde, uit die Ou Testament uit. Hy sê, maar die kleinste in die koninkryk, die kleinste in die geestelike, is groter as Johannes die Doper. Want ons het nou daardie werklikheid, dat God het weer sy gees in ons hart uitgestort. En dis hoekom, deur die hele Ou Testament het God hierdie volk gevat, Israel, en hy het met hulle pad gestap, en hy het seker gemaak,
dat hy daai suiwer saad behou, selfs wanneer dit hoeveel keer gelyk het dat die vyand daai saad wil, daai goue lyn van die saad wil afsny, dan het God hom deurgetrek. En dis hoekom as daar nou hierdie vermenging van ander volke is, dan het God gesê, gaan oorwin hulle en maak alles dood. Nee, mans, vrouens, kinders, almal, want God wil seker gemaak het dat dit 'n suiwer saad is waaruit Christus gebore sou word. En dan kom God en hy gaan en hy bring daardie werklikheid van sy saad. Hy sê vir Maria, hy sê dit wat gebeur is uit die Heilige Gees. Dis uit die Heilige Gees. En God kom en hy vervul daardie profesie van Genesis 3 vers 15, vrou jou saad gaan sy kop vermorsel, kom God homself en hy kom vervul dit. Nou sê Petrus byvoorbeeld, 2 Petrus 1 vers 20, op daarom dan sê hy, enige profesie is nie 'n saak van eie uitleg nie. Dit gaan nie oor hoe jy daaroor dink nie, dit gaan hoe God daaroor dink, want dit is God se werklikheid wat hy vir die mens gegee het. En dan kom Jesus, as hy nou in die woestyn ingegaan het, Lukas 4 onder andere, dan kom hy terug en hy gaan in die tempel en hy lees hulle gee vir hom die boekrol van Jesaja en hy lees voor, hy sê vir hulle, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Want hier staan die werklikheid, die saad van God staan daar. En dan praat Galasiërs byvoorbeeld 3, dan sê hy, dis nie saade, asof dit baie is nie, maar een saad, en dit is Jesus Christus. Na die kruisiging en die opstanding van Jesus, begin daardie saad nou voortbring. Maar onthou, hoe bring 'n saad voor? Skrif sê dit vir ons baie duidelik. Hy sê, hy kom eers, dan begin hy net uitkom, en dan is hy 'n halmpie, en dan begin hy blare, en so word hy groter, totdat hy 'n vrug dra. Nou, belangrik ook, as ons gaan kyk, byvoorbeeld, en ons moet daarna gaan kyk, die vraag wat ek altyd sê is, kan ons God vat op sy woord, dan sien ons dat hierdie Bybel, die woord van God wat ons het, is iets wat deur duisende jare kom, en dat goed wat God voorspel het, in die Ou Testament, het presies waar Jesus gebore geword, wanneer hy gebore gaan word, dit is wat hierdie boek, wat ons het, die woord van God, so uniek maak, dat dit was so akkuraat gewees, dat toe Herodes vir sy wyse manne sê, gaan kyk bietjie in julle geskrifte, gaan kyk of dit waar is dat daar 'n koning gebore gaan word. Toe kom hulle sê hulle ja, daar hy gaan gebore word en die plek, die datum, die tyd, alles is 100% reg. En dat dit uit 'n maagdelike geboorte gaan wees, alles is daar voorspel. En dit is wat die woord so 100% seker maak. Maar ons moet kyk dat hierdie saad bring voort. En nou is daai saad besig om voort te bring, en ons gaan deur die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge, en ons kry dan wat ons van praat, die kerk van Handelinge. Petrus praat daarvan in Handelinge 5, hy sê dat God aan Israel bekering gegee het. Met ander woorde, dit was absoluut hierdie werklikheid wat net vir die Jode was. En ons wil so graag daar bly, maar ons moet aangaan na die groter werklikheid toe. Ons moet na die volle werklikheid van daardie saad gaan kyk. En hulle kom hier in Handelinge 6, kies hulle nou diakens, onder andere Stefanus, was dan wat die eerste martelaar vir Christus was, en hy gaan toe verder hier in Handelinge 7, kom hy te staan en hulle daag hom voor die raad, want hulle sê hy is besig om onwaarhede te verkondig, en hy begin vir hulle verduidelik van die verbond, hy verduidelik vir hulle van Moses, en hy gaan deur, en so gaan hy praat van toe God aan Moses verskyn het op die berg Sinai, gaan hy reg deur en hy verduidelik vir hulle die uittog uit Egipte by die Rooi See, en dan kom hy hier in die 49ste vers van Handelinge 7, dan sê hy, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Wat 'n soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, of hoe danig is die plek van my rus? Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? En hy begin met hulle praat oor daardie werklikheid wat God se ewige voorneme was, naamlik om in die mens te wees. Hy sê, wat 'n gebou sal my kan huisves? En
Nou weet ons daar, dit is natuurlik iets wat in Handelinge 17, wat Paulus self ook later dan gesê het, en hy kom hier en hy sê in die 53ste vers vir hulle, hy sê, julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het, en tog nie onderhou het nie. Want die skrif is duidelik, hy sê regdeur, hy sê niemand kon die wet onderhou nie. En toe hulle dit hoor, toe besluit hulle nee, en hulle raak woedend en opstandig, en hulle vat vir Stefanus, hulle sleep hom buitekant die dorp, en hulle gooi hom dood, met klippe, hulle stenig hom. En by hulle staan Saulus, hulle het die voete van Stefanus by Saulus neergelê, en hier staan Saulus, wat later Paulus geword het, en hy staan by, en hy met goedkeuring oor hierdie werklikheid, want Paulus het die mense wat van die weg was, het hy gevat, en hy het 'n brief van die kerk gehad, om hulle in die tronke te gooi, en te mishandel. Dan sien ons verder gaan, die 8ste hoofstuk, Handelinge 8, kom Filippus, en nou weet ons, daar is nou hierdie grootman Simeon gewees, wat 'n groot krag was, en hulle sê hier in die 10de vers van Handelinge 8, hy sê, almal, klein en groot het hom aangehang en gesê, hy is 'n groot krag van God, en hulle het hom aangehang, omdat hy 'n geruime tyd deur sy towerrye het hy hulle verbuister. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Jy sien, toe kom en die saad bring voort. Die saad bring voort, die evangelie. Nou is dit nie die wet meer nie, nou is dit die evangelie, en hy verkondig hulle die koninkryk van God en Jesus Christus. Hy gaan verder, weet ons dan, dat toe is hulle nou gedoop, en dan het hulle nou nog die mense gehad, en as hulle nou vir Petrus hulle gestuur het, hier sê hy in die 14de vers, en toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur, hulle het afgekom en hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het op nog niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Nou, sien, hier kom hulle nou, hy kon net 'n sekere deel doen, hy kon hulle doop, maar nou moes hy nou gewag het vir hierdie groot kop om te kom, en hulle kon hulle die Heilige Gees ontvang. Nou gaan hy verder, en Filippus kom by die hofdienaar, en ons weet wat hy op sy chariot gesit het en gery het. Mense, en hier is dit baie, baie belangrik, as 'n mens gaan kyk, dat die werklikheid, die verborgenhede word deur God homself oopgemaak. Hierdie man was nou daar, hy het nou hierdie passiespele gaan bywoon, en nou sê op pad terug Ethiopië toe, en hy lees die gedeelte in die skrif vers 32, Handelinge 8, hy sê, en die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. En hy gaan en hy sê vir Filippus, die 34ste vers, en die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders af? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Mense, dit is baie, baie belangrik. En toe is hy gedoop, dat hy die evangelie van Jesus verkondig, want dit is die saad wat moes voortbring. God het seker gemaak, die saad bly suiwer, nou bring daardie saad voort. En dan weet ons dat toe word in Handelinge 9 word Paulus geroep, met hierdie woorde, hy praat van Ananias, dis op die pad na Damaskus. Ananias sê, nee, ek gaan nie soontoe nie. Jesus, hy sê vers 15, Handelinge 9, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig, om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal aan hom toon, hoeveel hy vir my naam moet ly. Mense, baie, baie belangrik, dat dit is nie enigstens oor 'n roem nie, maar die werklikheid van God. En dan weet ons nou in Handelinge 10, sit Petrus op die dak en hy bid, en hier kom hierdie laken, en hy gaan en hy sê, Here, ek gaan nie hierdie onrein goed aanraak of dit eet nie, want die stem sê vir hom, slag en eet, en hy kry daardie openbaring, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Dan het hy verder, gaan hy toe af na die hoofman toe, en
Hy kom daar en hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag ag nie. Hy het hier gekom en hy sê vir hulle, ek mag nie hier wees nie, want julle is heidene. Jy sien, hy sê, maar ek het nou net hierdie werklikheid van God gehad, dat ek geen mens onheilig of onrein mag ag nie. En dit is daardie werklikheid, wat die saad bring nou voort aan alle mense, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. En hy het weer met hulle begin spreek, vers 34, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dit in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Die volgende versie sê, hy is die Here van almal. Mense, baie belangrik, dat hierdie saad het voorgebring, en ons kan nie nou by die oue bly, waar die saad nog nie voorgebring het nie, dan sit ons met daardie ou bedeling. Kom ons kyk gou Paulus wat hy sê, hierdie werklikheid wat God aan hom gebring het, praat hy van die pad op Damaskus toe hy in Rome is, en hy sê vir hulle hierso, dat hy na die heidene gestuur, vers 17, hy sê, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur, hoekom stuur hy hulle? Om hulle oë te open dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Sien nie waarom is hierdie werklikheid, waarom is Paulus geroep? Om hulle van die duisternis na lig te bekeer. En dan weet ons dat, as ons gaan kyk in Genesis 1, heel in die begin, kom ons lees gou daar vers 2, hy sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvoet, en die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en God het die lig dag genoem, en die duisternis die nag genoem, en dit was aand en môre die eerste dag. Dan sien ons dat hy op die 4de dag, het hy weer, as jy hierso gaan kyk, vers 14, dan sien jy dat God het toe die twee ligte, die son en die maan gemaak. Nou wat het hy in die eerste dag gedoen, as hy op die 4de dag die son en die maan gemaak het? Kom ons gaan kyk na 2 Korintiërs 4. Dan kom in die 3de hoofstuk van 2 Korintiërs, dan praat hy van die Ou Testament wat 'n heerlikheid was, maar dat die groter heerlikheid wat moes bly gekom het. Hy praat daarvan van die bediening van die Nuwe Testament, nie die Ou Testament nie. Mense, ons moet verstaan dat God het 'n profesie gemaak in Genesis 3 vers 15. Daardie profesie het in Christus waar geword. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 18 tot 20, maak nie saak hoeveel beloftes van God daar was nie. Almal het in Jesus Christus waar geword. Nou kom hy nou sê in 2 Korintiërs 4 vers 3, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Wie gaan verlore? Hy sê naamlik die ongelowiges. Gelowiges glo wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, toe hy elke mens se ou lewe weggevat het en sy lewe vir elke mens gegee het, sodat dit waar is, as he is, so are we in this world. Soos wat hy is ons in hierdie wêreld. God het weer sy gees vir ons gegee, het weer vir ons die bron gegee, sodat ons weer gees, siel en liggaam kan wees. Nou sê hy, maar die ouens wat dit nie glo nie, die ongelowiges, dan sê hy ook, hoekom hulle dit nie glo nie. Hoor mooi, ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Met ander woorde, dis nie dat Christus nie daar is nie. Dit is net dat daardie werklikheid nie op hulle sal skyn nie. Dan gaan hy verder hier, hy sê, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as die diensknegte om Jesus wil. Vers 6, 2 Korintiërs 4, dan verwys hy, vat hy hom terug na Genesis 1 toe, en sê hy, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dis hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Wat het gebeur toe God skeiding gemaak het? Hy sê, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God
in die aangesig van Jesus Christus. En dit is hoekom die skrif sê, dit wat vir eeue en geslagte verborge was, maar nou ook geopenbaar is, naamlik Christus nou in die mens. Amen.